Welkom terug by die tweede uur van die groot ontbyt op hierdie jeuglike jeugdag. En ons gaan nou gesels met nog 'n jeugdige wat regtig baie inspirerend is. Hy is slegs 9 jaar oud. Sy naam is Frederik Cronje van Namibië en hy was onoorwonne by die 2025 Afrika skole individuele skaakkampioenskappe wat onlangs in Kenia aangebied was. En hy is aangewys as die onder 9 kampioen. So ek kuier vanoggend met hom. Dis 'n groot voorreg. Hallo Frederik. Hallo. Sê eers vir my, hoe is dit om groot te word in Namibië, Frederik? Dis baie lekker. Jy kom van Windhoek af, né? Nee? Ja. En hoeveel kinders is in die skool saam met jou, in jou klas en in jou skool? In my klas is daar 20 en in my skool is 1500. Genigtig, dis 'n groot skool. Klink omtrent of al die Namibiërs saam daar is. Nou sê vir my, Frederik, hoe het jy begin om skaak te speel en wie het jou geleer? Toe ek so 5 jaar oud was, het my pa my geleer om skaak te speel. En wat hou jy die meeste van skaak? Wat is vir jou lekker? Is dit lekker om te wen of is daar 'n sekere skuif wat jy baie van hou? Wat maak dit vir jou lekker? Ek maak baie vriende en ek kan reis om die wêreld. Ja. Soos ek met die reisery was ek al het ek al gaan skaak speel in Namibië, Suid-Afrika, Kenia, Italië, Georgia en Egipte. Sjoe. En hoe was dit nou om in Kenia te wees met hierdie wêreldkampioenskappe? Was dit vir jou 'n vreemde land, iets waaraan jy nie gewoond is nie? Wat was vir jou snaaks daaraan? Die weer was baie snaaks. Dit was so 40 grade toe ons daaraan gekom het. Ja, dit is iets om aangewoon te raak, maar tog in Namibië raak dit ook baie warm, nê? Nee? Ja, dit raak net so 30. Net so 30. Sê bietjie vir my, Frederik, is skaak vir jou 'n speelietjie of is dit vir jou 'n sport? Dis 'n sport, want 'n mens kan in meer toernooie deelneem en 'n mens kan harder oefen en in 'n speelietjie kan 'n mens nie altyd doen nie. Sjoe, dis baie waar woorde, hoor. Jy's baie wys vir 'n 9-jarige. Hoorie, en hoe het dit gevoel toe jy nou die Afrika kampioenskappe gewen het in Mombasa in Kenia? Kon jy dit glo? Ek was baie trots op myself en ek was baie gelukkig. En Dit was 'n groot oomblik vir my. ja, ek kan dink, ek het die video gekyk hoe jy gekyk het, hoe jy het eers uitgewerk wat gaan presies gebeur voordat jy daai een skaakmat gedoen het en toe op die einde besef jy, hier is die regte move en toe wen jy hom. Is dit 'n lekker gevoel? Natuurlik. Ja, dis alright. Dis alright. Hoorie Frederik, wat was die moeilikste wedstryd vir jou tydens hierdie kompetisie? My laaste keer my opponent het baie goed gespeel. As ek een fout gemaak het, sou ek verloor het. Sjoe, so dit was naalskraap gewees. Ja. Nou, wie het jou help om voor te berei vir jou kompetisie? Ek weet jou pa het jou skaak geleer, maar het jy iemand bygekry wat jou 'n bietjie afgerig het? My ouers en my afrigter. Hoeveel afrigters het jy? Een by die kantoor, een vir by die skool en een vir kompetisies. Sjoe, sommer 3 afrigters. Ja. Nou ja, toe gaan wonder jy so goed nie. Speel jy nog ander sportsoorte ook of het jy stokperdjies? Ek doen nog ander sporte soos rugby, stoei, swem en crossfit. Crossfit nogals. Maar skaak is bly my gunsteling. Okay. En wat is jou droom met skaak, Frederik? Is daar dalk 'n skaakspeler soos wie jy wil word eendag? Wil jy eendag net skaak doen of wil jy dit so aan die kant hou saam met iets anders dalk? Ek wil wêreldkampioen raak en my gunsteling skaakspeler is Hikaru Nakamura. Kyk jy baie vir hom hoe hy speel? Ja. Kyk hom. Mooi. En wat beteken dit vir jou om Namibië spesifiek te verteenwoordig in die wêreld? Dis 'n land waarvan nie noodwendig baie mense weet nie, né? Maak dit jou trots om 'n Namibiër te wees?
dit maak my trots en gelukkig en as ek nie iets wen nie, is ek hartseer, maar as ek iets wen, is ek trots op myself en ek hoop my land is ook. Absoluut, ek is seker hulle is. Ek weet jy is 'n groot hoop vir baie Namibiese skaakspelers, maar wat wil jy vir kinders daar buite sê vandag, enige kind wat dalk ook skaak wil leer, moet hulle dit probeer of is dit te moeilik? Moenie bang wees nie, begin net speel. Dit is 'n baie mooi ding. Ek het nog een laaste vraagie vir jou. Julle het 'n skaakspeler gehelp, nê, met die naam Lazarus en julle het vir hom 'n werk gegee by jou ma en pa se kantoor en dit het gemaak dat hy nou verder in die lewe kon aangaan. Vertel vir my 'n bietjie van Lazarus. Hy werk by ons kantoor, hy werk met die koffieshop by ons en altyd as ons wil met hom skaak speel, dan kan ek nie nee vir jou nee sê nie. En sê vir my, leer jy hom skaak speel of leer hy jou skaak speel? Of een van albei? Leer julle by mekaar? Ja, ons leer by mekaar. So sê maar dan eers leer hy by my, dan leer ek by hom. Ek weet net Lazarus het toevallig op sy blog oor hierdie gesin geskryf wat hom so gehelp het en hoe goeie mense hulle is. So dis wonderlik om te weet, jy is nie net slim nie, jy en jou gesin het goeie harte ook en julle maak 'n verskil in die gemeenskap, hoor. Dit was heerlik om met jou te gesels. Iemand vir wie jy dalk wil hallo sê op Jeugdag, Frederik? Al die skaakmense. Al die Kaapmense sê jy. Oor die skaakmense. Skaakmense. Ek weet jy kuier nou in die Kaap by ouma en oupa, so jy moet dit vreeslik geniet daar en ons sal vir al die skaakmense, Kaapmense, skaapmense en dis meer sal ons voor groete stuur. Baie dankie vir jou tyd vanoggend, hoor. Bye. Bye. Baie dankie. En nou is dit tyd vir ons volgende mooi insetsel hier op die Groot Ontbyt om onsself bietjie reg te maak vir die dag. Maar voordat ons dit doen, gaan ons gou nog een kinderspeletjie speel. Ons het bietjie gaan kyk hoe lyk die algemene kennisvermoë van 'n paar kindertjies en ons gaan kyk of hulle 'n sekere konsep van die wêreld vir ons kan verduidelik. So ek en jy wat die kyker is, gaan nou saam kyk wat het hierdie kinders gesê. So, vir Alana wat 8 jaar oud is, het ons gevra, hoekom is die see se water sout? Kom ons kyk wat het sy gesê. Want Jesus het dit so gemaak. Kort en kragtig. Sout, maar nie stout nie. Mooi Alana. Dan het ons vir Carly wat 10 jaar oud is en Gert wat 7 jaar oud is gevra, hoekom proe suiker soet en sout proe sout, maar albei lyk dieselfde? Dis 'n moeilike vraag. Ek wonder wat het Gert en Carly gesê. Omdat dis dieselfde kleur. Soos sout is wit en suiker is wit, maar hulle sit ietsie binne dit. Wat dink jy, Ger? Want ek dink nie, want is Liewe Jesus se kleur? Okay. Nou ja, toe, baie dankie Carly en Gert. En dan, glo dit of nie, hier's my eie 2 skepseltjies, saaitjies. En ek moes vir hulle gevra het, is 'n zebra swart met wit strepe of wit met swart strepe? En hierdie is wat hulle gesê het. Okay, Jacobus en Jana Ingrid, is 'n zebra wit met swart strepe Ja. Met swart of swart met wit strepe? Wat met swart strepe? Is jy seker? Ja, swart strepe en wat? Wat sê jy, Jana? Ja, is te sleg. Is 'n zebra swart met wit strepe of wit met swart strepe? Maar ek soek 'n visie. Sê net gou vir my, is 'n zebra wit met swart strepe of swart met wit strepe? Swart met strepe. Wat het jy gesê, Jaks? Dit met swart strepe. Okay.
Ai jong, daar's ook geen skaamte in my huis nie. Ek weet nie waar kry hulle dit nie. Nietemin dis tyd om hulle